Goeiemôre, dit is maandagoggend 10 Maart 2025 en ek groet julle hartlik hier vanaf die walle van die Groot Rivier. Ek het verlede week met julle 'n gesprek gehad rondom onder andere die 70 Christene wat in 'n kerk noord van Goma in die DRK met pangas doodgekap is. En nou sien 'n mens baie beeldmateriaal, hoor jy baie verhale van hoe die Christene nou in Sirië vervolg word. Nou in die tyd van Assad weet ons dat alle geloofsgroepe beskermd was deur die regering. Maar ons weet dat Sirië intussen oorgeneem is deur 'n terroristeorganisasie wat nou skielik nie meer 'n terroristeorganisasie is volgens die Weste nie, en hulle het beheer oorgeneem van basies die regering van Sirië. Nou sien ons beeldmateriaal van hoe hulle genadeloos Christene voor die voet doodskiet. Dis asof daar 'n toename is in aanvalle op Christene wêreldwyd. Ons sien dit ook in Brittanje, waar mense toegesluit word as hulle namens hulle geloof praat. Sommige mense wat op die straat staan met 'n bordjie, en julle het ook al baie sulke goed self gesien, dat die einde is op pad en so meer. Daai mense word eenvoudig net toegesluit en ons vind dieselfde mate van vervolging teen Christelike groeperings dwars deur Europa. Ons weet dit het in Amerika ook plaasgevind, maar dat met die Trump-verkiesing en die verandering van die regering in Amerika is dit nou 100% stopgesit in Amerika. Ons sien dan ook dat Tesla, Elon Musk en Donald Trump spesifiek teen betoog word en opgetree word, en dis hoofsaaklik, of nie hoofsaaklik nie, dis net Soros beheerde maatskappye wat hierdie byeenkomste, hierdie proteste teen Tesla, Musk en Trump organiseer en finansier. Dis asof daar 'n toename is. Dis asof die Soros groepering besef dat hulle is besig om hulle houvas oor die wêreld te verloor en dat hulle moet hulle aksies nou deurdruk voordat Europa ook na die regterkant van die spektrum oorgaan. Nou ons weet daar's 'n groot opkoms in Europa, maar ons weet dat die leiers van die lande het nie eintlik verander nie. Dis nog steeds Macron. Daar's nou 'n nuwe Duitse leier, maar hy's maar dieselfde, ons Keir Starmer in Brittanje. Dis almal mense wat Soros en die Wêreldekonomiese Forum en Klaus Schwab en hierdie mense ondersteun. Maar dis hierdie ouens wat sê dat as ons die wêreld wil oorheers, dan moet ons die Christendom tot 'n val bring. Christene is ons sterkste of grootste probleem in hierdie skepping van 'n een wêreldorde met 'n een wêreldregering. En daarom is dit belangrik om oor hulle te heers. En ons kry baie hoe mense mekaar aanval oor hulle godsdiens, oor hulle geloof, oor hulle denominasies, en dis alles deel van hierdie een wêreldorde se plan om die mag weg te vat, om ons te verdeel, om ons kleiner te maak en swakker te maak. Want hulle besef ook dat baie vinnig sal hulle iets moet doen voordat die Trump-effek die hele wêreld omgekeer het. En tog is die hoofstroom media wat beheer word deur dieselfde groeperings is doodstil oor hierdie moorde op die Christene wêreldwyd. En ons kan ook waarskynlik
die situasie in Suid-Afrika hieraan verbind. Want dit is ook die hoofstroom media wat die meeste praat teen die verskuiwing van Suid-Afrikaners na Europa. Hulle publiseer artikels daarteen, gemik om mense te ontmoedig om na Amerika toe te gaan. Is dit omdat dit dalk makliker in Suid-Afrika gaan wees om hulle aan te val, om ons hier te vernietig as wat dit gaan wees in 'n Trump-gebaseerde Amerika, waar die wokeness en die een wêreldorde agenda basies in hulle spore gesluit word? Dit begin vir my al meer duidelik word dat daar net een manier van oorlewing uiteindelik gaan wees, of kom ons sê, 'n volledige Trump oorwinning gaan wees die dag as hulle op die George Soros organisasies toeslaan en hulle vir eens en vir altyd vernietig. Want hulle is al meer en meer in Suid-Afrika betrokke. Die Soros en hulle gewante is hier in Suid-Afrika. Ons weet wie hulle is, ons weet hoe hulle lyk, ons weet hulle praat op YouTube, ons weet hulle praat op sosiale media. Hulle lyk soos ons, hulle klink soos ons, maar hulle is nie soos ons nie, want hulle het dieselfde doelwitte en oogmerke as die een wêreldorde. So ons moet aanvaar dat dit is waarom daar 'n aanslag is op die Afrikaner in Suid-Afrika op hierdie stadium. Want geloof is ons sterkste saambindende faktor. Dit is die krag van ons mense. En dis hoekom dit aangeval word. Dis hoekom hierdie hoofstroom media nie daaroor praat en berig gee van die aanslag wêreldwyd op ons geloof nie, op ons Christendom nie. Ons moet aanvaar dat die verdeeldheid wat op 'n godsdienstige vlak in Suid-Afrika veroorsaak word, aangehits word waarskynlik deur dieselfde Soros en genote trawante doen om ons verder te verswak. Want ons is waarskynlik die bakermat van die Christelike geloof in die wêreld. En baie mense sal daarmee verskil. Maar ek sê, dit is die krag wat ons gedra het, vandat ons pad gegee het uit Europa, hoeveel honderde jare gelede, tot en met vandag, was dit nog altyd die krag van ons Skepper, wat ons gedra het en gemaak het wie ons is, wat vir ons die wysheid, die insig en die vermoë gegee het, om te kan skep, en te kan bou, en te kan vorentoe kyk. En ja, ons is nie volmaak nie, maar niemand is volmaak nie. Maar dis ons krag. En daai krag moet verbreek word. Daai krag is die hoofteken. Want al bly ons as 'n Afrikaner groepering oor hier in die suidpunt van Afrika, 'n gedeelte of waar ook al, sal ons altyd vir die een wêreldorde 'n bedreiging wees. En daarom sal hierdie aanslag te voorneem, en daarom is dit belangrik dat ek en jy daarvoor voorberei is. Baie mense sê, hierdie is 'n stryd tussen lig en duisternis. Ja, in 'n groot mate is dit, of dit is 'n stryd tussen lig en duisternis, soos hier nou baie duidelik na vore kom. Maar dit vra vir ons om onsself geestelik en sielkundig voor te berei op hierdie aanslag. Dis hoekom ons nie elke Jan Rapp en sy maat op 'n preekstoel kan vertrou nie. Want ons weet nie wat is hulle doel met dit wat hulle predik nie. En wat hulle wil bereik met dit wat hulle vir ons sê nie. Ons moet nie net dis op 'n fisiese grondslag gereed maak vir dit wat in Suid-Afrika op pad is nie. Maar op vele terreine moet ons dit doen. En dit is ook tyd dat wie hulle self as leiers beskou in hierdie poging in Suid-Afrika,
moet na vore kom en hulle moet sterker staan vir hulle beginsels, vir hulle kultuur, vir hulle geloof, vir hulle taal, sodat ons weet daar's 'n toekoms vorentoe vir ons vrouens, ons kinders en ons kleinkinders. Ons moet hoop skep. En hoop word geskep heel eerstens deur jou geloof. Want wat is hoop? Hoop is om te glo, of geloof is om te glo in dit wat jy hoop. Ek sê weer, geloof is om te glo in dit wat jy hoop. Maar ons kan die hoop verder trek. Nie net 'n ewige lewe nie. Ons kan dit verder trek in ons alledaagse optredes, aksies wat ons loods. Maar dit is tyd dat ons wakker word en besef, dit gaan nie vir ons gebeur in Suid-Afrika nie. Alles is teen ons. Ons het net ons Skepper. En ja, dis genoeg, maar ons moet ook ons verstand gebruik en ons vermoëns wat deur hom aan ons gegee is, gebruik om te sorg dat daar 'n toekoms is vir ons vrouens, kinders en kleinkinders. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en ek is dan môreoggend selfde tyd terug by julle. Mooi loop. Lekker dag.